Goeiemôre vriende op hierdie pragtige donderdagoggend. Dit is die 2 April 2026, 'n dag voor Goeie Vrydag. Mag julle 'n wonderlike naweekie wat voor julle uitstrek. Die van julle wat 'n bietjie weggaan, wil ek tog sê ry veilig. Kyk mooi na julleself vriende, dat julle ook maar kyk vir die aankomende verkeer. En geniet dit as julle 'n bietjie uitrus. Die van julle wat hier bly, kom geniet hierdie tyd saam met ons vriende. Kom vanaand, kom doen die tennebrei-diens saam met ons. Môreoggend se Goeie Vrydagdiens om 9uur en dan ook Sondag se opstandingsdiens wat 'n hoogtepunt is vir ons as Christene ook 9uur in ons gemeente. So ek nooi julle uit. Kom ons raak net so vir 'n wyle stil. Here, baie dankie vir die voorreg wat ons het om vandag stil te kan kom word in U teenwoordigheid. Here, praat U met ons. Ons wil graag luister wat U sê. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, ek gaan vir julle hier uit Matteus 26 gaan ek vir julle lees, wat eintlik basies die tyd net voor Jesus se dood dan nou inlei. Nadat Jesus oor al hierdie dinge klaar gepraat het, het hy vir sy disippels gesê: "Julle weet dat dit oor 2 dae Paasfees is. Dan word die Seun van die Mens oorgelewer om gekruisig te word." In daardie tyd het die priesterhoofde en die familiehoofde van die volk bymekaar gekom in die woning van Kajafas, die hoëpriester. Hulle het daar planne gemaak om Jesus op 'n slinkse manier gevange te neem en dood te maak. Hulle het egter gesê: "Nie op die fees nie, sodat daar nie oproer onder die volk kom nie." Op die eerste dag van die fees van die ongesuurde brood kom die disippels na Jesus toe en vra: "Waar wil U hê moet ons gaan regmaak vir U om die Paasmaaltyd te eet?" Jesus het geantwoord: "Ons gaan aan die stad na so en so toe en sê vir hom: Ons leermeester sê, my tyd is naby. In jou huis wil ek saam met my disippels die Paasmaaltyd hou." Die disippels het gemaak soos Jesus aan hulle opgedra het en die Paasmaaltyd voorberei. Ek dink dit moes vir hulle 'n ontsettende moeilike tyd gewees het. Dink jy of hulle regtig dit heeltemal nog besef het nie, waarmee hulle besig is nie, om eintlik die laaste maaltyd voor te berei van Jesus, wat Jesus het voor sy kruisiging. Toe dit aand geword het, het Jesus sy plek aan die tafel ingeneem saam met die 12. Terwyl hulle eet, sê hy vir hulle: "Dit verseker ek julle, een van julle sal my verraai." En ek julle dink, ons het gister 'n bietjie daar gelees, hulle was onthuts gewees, hulle 12 kom die hele tyd saam met Jesus, en nou is hy een wat Jesus gaan verraai. Ondenkbaar. Toe sê Judas, sy verraaier: "Is dit miskien ek, Rabbi?" Jesus antwoord: "Dit is soos jy sê." En terwyl hulle eet, het Jesus brood geneem en die seën gevra. Daarna het hy dit gebreek en vir sy disippels gegee met die woorde: "Neem, eet. Dit is my liggaam." Toe neem hy 'n beker en nadat hy die dankgebed uitgespreek het, gee hy dit vir hulle en sê: "Drink almal daaruit, want dit is my bloed, die bloed waardeur die verbond beseël word en wat vir baie vergiet word tot 'n vergifnis van sondes." Vriende, julle is welkom om met hierdie gedeelte ook natuurlik brood en wyn te vat en die nagmaal te vier. Van nou af sal ek nie weer van hierdie wyn drink nie, tot op die dag wanneer ek saam met julle die nuwe wyn in die koninkryk van my Vader sal drink. Nadat hulle die lofsang gesing het, het hulle uitgegaan Olyfberg toe. Here, dankie dat U onwrikbaar
op hierdie pad van lyding gebly het. Dankie vir u onwrikbare liefde vir ons as mense. Amen.